Julle, ons is genooi deur 'n nuwe Chinese handelsmerk. Ons het twee karre hier, 'n V23 en 'n V3T. Hierdie is iCar of iCor, I-C-A-I-R. Dis twee voertuie uit die Chinese stal. Hulle is deel van die Chery International sambreel. Albei elektriese voertuie. Die V23 is regtig 'n cool klein karretjie, lyk fantasties. Hier is klomp customization opsies. Jy kan ander goed en ligte opsit en wraps en kleure verander. Ons sal vir julle weergawe wys wat heel crazy lyk na my opinie. Maar vir daai mark, great klein karretjie. Meer van 'n analog of 'n fisieke ervaring in die V23. Die V3T, hierdie is meer elegant. Dis 'n 4x5 sitplek sportnuts voertuig. Hier is elektriese motors, daar is opsies 1 of 2 elektriese motors. Ons is nog nie heeltemal seker hoe groot die batterye nie. Ek het in die voertuig gesien die ryafstand wys meer as 400 km. Hierdie kar se batterye is half en hy sê hy kan nog so 280 km ry. Maar die Chinese tegnologie in die elektriese spasie is werklik ver gevorder. So, ons is nie seker hoeveel krag nie, ons is nie seker hoe groot is die battery of wat die ryafstand nie, maar dit voel soos fantastiese produkte. Ons het vir iCar bietjie gedruk om vir ons te sê, min of meer, praat ons R500,000 of praat ons R1 miljoen. Hulle sê indicative, kan ons kyk hier tussen 'n 550 en 'n 650,000 beginpunt. Ek dink vir daai geld, as ons kyk hier, cultus of jou cultiste, cult following wat Suzuki het met hulle Jimny, kan ek nie sien dat die V23 'n fantastiese toekoms het in Suid-Afrika nie. Ons is hier by iCar se of Chery International se kantore en Chery onder hulle handelsmerke is daar Chery, Amoda, Jayco, Le Paz. En Jetour sit eintlik een kant onder die internasionale vaandel, maar in 'n Suid-Afrikaanse konteks sit hulle op hulle eie. En hulle bring 'n nuwe handelsmerk Suid-Afrika toe, die iCar. Barry, ons is gewoonlik nie in dieselfde plek op dieselfde tyd. Ja, dit is 'n rare byeenkoms hier. Dis of ek of jy. En ek het vandag toe iCar met ons kontak maak en sê, wil ons die produkte so 'n paar maande voor die bekendstelling kom sien. Toe het ek vir Barry gesê, let's go. En hier is ons in die V23. So ek het die voertuig so 2,5 jaar terug in China gesien vir die eerste keer. En ek het hom laas jaar in China vir die eerste keer gesien. Ek dink die voertuig lyk fantasties, hy het mal oor die ontwerp. Ek dink dit is regtig iets anders en ek dink dit is veral in 'n Chinese konteks met al die Chinese vervaardigers wat hier in Suid-Afrika is. Dit is wat hulle nodig het om hulle self te diferensieer in 'n mark waar alles amper omtrent dieselfde. Nou, hoe tref jy onderskeid? Jy weet, how do you set yourself apart? Hoe sit jy yourself in 'n unieke setting? Ja. Hierdie kar, so dis elektriese voertuig, 2 and 4-wheel drive options. Ons is nog nie seker hoe groot die batterye nie. Hierdie een se battery tans is op 98%. En hy het vir my iewers op hierdie skerm gesê 421 km. Kan 421 kilos ry en dis great. Ja, hier in Gauteng in die stad dit van heel veel ding. Ja, dis great. Maar dis hoe die kar voel. Dit voel regtig lekker. Dit doen. Die beenruimte so waar jy sit. Daar's die 7 myle. Ja, 7 myle se beenspasie wat ongelooflik is. Maar die Chinese beenspasie nogal, hulle beklemtoon dit nogal in die karre, veral in hulle mark. So dis lekker om te sien dat dit nou deurtrek in die kar ons presies ook kry. In China kry 'n mens lang asafstand weergawe van soos 'n Toyota Yaris. Ja. En jy kry Chinese market only lang asafstand modelle soos 'n Audi A4L en presies. Maar letterlik enigiets. So die Chinese hou daarvan om agter te sit, maar hoe hierdie voertuig voel, een van my groot probleme met van die Chinese voertuie is dat daar gebrek is aan knoppies. Jy het altyd 'n verstelling en 'n verstelling. Hier is ronde knoppies vir die
waier, die lugreëling, 'n volume knoppie Inderdaad. en dan obviously nou 'n drive mode. So daar's altyd 'n eco of 'n sport of 'n off-road. Ja, maar dit voel is baie tactile, soos dit voel amper soos metalerig. En daar's 'n great gevoel. Ek moet sê ek dink hierdie voertuig soos ons al gesê het, iCar het vir ons 'n indicative pricing gegee van in die omgewing tussen 'n 550 en 'n 650,000. Wat ek dink hierdie voertuig gaan die ligte uitskiet. Ek dink baie Suid-Afrikaners gaan regtig, want ek bedoel teen daai prys, R500,000 vir 'n elektriese voertuig is eintlik nie so baie nie. Dis goedkoop. Presies. En ek dink omdat dit so anders lyk, dit al die enigste kar wat mense al vir vergelyking mee kan tref is die Suzuki Jimny, net in terme van die styl wat hy is. Hoewel iCar gesê hierdie is nie noodwendig 'n veldry voertuig nie. Ja, dit is nie 'n 4x4 met laastrek nie. So ja, ek dink dit is iets prets, iets quirky as ek daai Engelse woord mag gebruik en ek sien baie uit om te sien hoe hy gaan vaar in die Suid-Afrikaanse mark. Jy weet 'n Jimny is in sy eie reg is 'n kar met meer probleme as wat daar dinge is wat vir hom gaan, jy weet, windweerstand. Is nie baie gemaklik, is relatief klein, is nie baie sterk nie, brandstofverbruik. Nee, maar it has a cult following. Ja. Mense is lief vir hulle Jimnys. Ek persoonlik, ek is mal oor dit. Ek sou een koop. Ja. Maar ek dink as my vrou die sien en ek sê vir haar dis or 'n Jimny. Ek dink ja, dit is interessant. En omdat dit 'n elektriese voertuig is, het ons lekker geluidjies wat die hele tyd speel, maar Dit daai is ongelooflik sterk. Dis regtig sterk. Dit is meer as genoeg, soos jy het nie soveel krag nodig. Kyk, hierdie is dan moontlik 'n dual motor. Dit is waar, ja. So dit sal hierdie spesifieke een waarmee ons ry sal dan wel bietjie duurder wees. Ja. Maar my siening met 'n elektriese voertuig by the single motor met die beste battery wat jy kan. So jy het nie daai krag. Daar's niemand wat daai krag nodig het. Nee, Dis dalk snaaks. dis pret. Of 'n party trick as jy mense inline skielik wegvlieg. Maar die voertuig lyk great. Hy is nie baie duur nie. Die tyd waar bougehalte en daai tipe dinge moes 'n probleem was vir die Chinese is ook al verby. Ja. Hierdie kar stink nie binne nie. Nee. En dit was 'n ding. Jy weet, die kar het vreeslik na gom en chemikalieë gery. Ja. Die kar stink nie binne nie. Die bougehalte, jy weet, hier's nie rattles en goed nie. Die leer op hierdie sitplek is fantasties. Ja. Dis regtig lekker. En knoppies voel nie asof dit gaan uitval nie. So ek sien uit. Baie uit. Julle sluit weer by ons aan in een van die ander iCar produkte. Ons het nou het Barry ons rondgery in 'n V23. Ek sal nou die leiersels oorneem in 'n iCar 03T. So hierdie is min of meer dieselfde platform onder die voertuig. Elektriese voertuig, 4 deure. Hierdie kar het wel 5 sitplekke teenoor die V23 se 4 sitplekke. Maar hierdie is meer van 'n bietjie meer van 'n luxe ervaring. Hy is 'n bietjie groter fisies ook, maar binne-in voel dit definitief bietjie meer luxe, bietjie meer premium as ons dit so kan stel. En hy laat my dink aan 'n Hummer amper in sy vorm. Ja, is baie netjies. Ek hou van die vierkantige ontwerp. iCar of Shannon van iCar sê vir ons hierdie Infinity klankstelsel is bietjie ernstig, so ons sal hom nou 'n toetsloop gee. Jy klim nie in hierdie kar en jy dink, hulle het hier so 'n bietjie geskimp op die kwaliteit of daar nie. Dit voel regtig soos 'n baie goed aan mekaar gesitte produk. En ek dink dit is iets wat regtig die Chinese baie in verbeter het oor die laaste paar jaar, soos wat jy genoem het. Dit is net soos hulle ontwikkeling en hulle trajectory tot in die toekoms en ek bedoel hulle nou so gaan hulle in 5 of 10 jaar wees. Ja, dit is so. So hulle het regtig van nêrens af gekom nie waar dit nou 'n redelike ernstige produk is. Hierdie elektriese voertuie, so hierdie een het vroeër vir my gewys. Hier kan ek sien. So 48% battery, 248 km range. Kom ons sê min of meer by die 500 km ryafstand. Ja. Ons is nou wel in eco. Hierdie kar is nie soos die V23 nie. Hierdie kar het meer, al die verstellings is in die raakskerm. Ja. Hulle wou dit 'n bietjie skoner maak. Bygesê
die Chinese skerms het vir my 'n probleem geraak die laaste tyd. Die skerms word letterlik groter en baie en breër en langer. Dit sit so hoog en as dit maak 'n blinde kol op die snelweg. Hierdie is nie die geval nie. 'n Groot gedeelte van die raakskerm is op die paneelbord. Daar steek letterlik so 'n stukkie bo die paneelbord uit. Maar hy vat glad nie jou wat se field of view vat hy weg. Ja. So die voertuig voel soos 'n elektriese voertuig. Hulle ry regtig lekker. Hulle is stil. Die versnelling is oombliklik. Dit is al die wringkrag van 0 RPM's af. Ja. So hierdie kar teenoor die V23T dink ek is 'n dual motor. Hierdie kar is nie dual motor nie, maar dit is flat out. Dit maak ry reeds 70 km/h van wegtrek af. Dis heel aanvaarbaar. Dis great. Ja, dit is baie egalig as ek nou vergelyk met die V23 net in terme van die vering oor hierdie hommels waar ons met vat. Dit voel regtig baie glad. Jy ruk nie en pluk nie. Dis 'n baie elegante manier om vorentoe te gaan. Net so ons sit hier met 'n 5 sitplek klein na medium sportnuts. In die omgewing van indicative praat hulle van so R750,000 'n rig. Bietjie meer, bietjie minder. So dit sal waarskynlik wees vir jou enkel motor met 'n medium groot battery. Ja. Maar gewoonlik met 'n Chinese ryding kan 'n mens inklim en oombliklik sê nee vir verskeie redes. En met hierdie V23 het ek nog nie die ding gesien waar ek gesê I don't like it. Ek wil nie 'n swart hê nie. Ek het al 'n swart kar in my lewe besit. En jy kyk vir hom en sien hoe krap hy. Daar's niemand nie en daar's krap. Dis baie erg. Ja, maar ja, daar's allerlei klein goedjies soos hier is 'n klein weergawe van die kar. Ek dink agter is daar ook so 'n bietjie. Die vervaardigers noem dit 'n Easter egg. 'n Easter egg. So they put little Easter eggs all over the cabin. So daar's 'n klein, kom ons noem dit nou maar, dit lyk soos 'n Jeep. So daar's 'n klein Jeep daar en daar's een daar agter. Ja. Wireless charging, lekker ligreëling. Hier sal Apple CarPlay en Android Auto wees. Ja. Panoramic sunroof. Lieflike leersitplekke. USB en USB-C poort hier voor, hier agter. Ek sien hoe dit. Daar is twee so vir die kinders, gaan hulle tevrede wees. Gepraat van agter, daar is 9 myl beenruimte. Ook die Indiese Oseaan sal heel maklik hier agterin pas gewerk. Net so, ek dink hierdie kar gaan vir iCar 'n baie maklike launch gee. Ja, ek dink nie hulle gaan sukkel nie. Dis met 'n Moda, shame. Ons het met Shannon gepraat van 'n Moda en sy het gelaunch, by Moda gelaunch met 'n Moda C5. En daai produk was nie fantasties nie. Hulle het hom al baie beter gemaak. Hy is nou 'n billike opsie, maar aanvanklik was die C5 regtig vrot. En hulle moes die hele handelsmerk bekendstel of loods of launch met daai kar. I think iCar is going to have a different reception. Ek dink so. Ek dink dit is soos ons gesê dit dit is iets bietjie anders. En ek dink dit is presies wat is nodig. Wat nodig is in die mark wat ons tans mee sit. Alles lyk amper dieselfde, voel amper dieselfde, terwyl hierdie regtig dit voel anders en dit voel bindend om te weet hier kom ietsie verfrissend in die Chinese mark. Ek sien baie uit om te sien wat die nou amptelik op bekend gestel word en om te sien hoe Suid-Afrikaners gaan vat teenoor hom.